is bly ek ken vir Jesus. Ek is bly ek is sy kind. En ek bly my hele lewe aan die Here vasgebind. Ek is bly ek het 'n Bybel. En nou het ek so 'n bietjie van 'n rekwisiete probleem vanmôre. Ek het probeer om 'n swaard in die hande te kry, maar ek kon nêrens 'n swaard kry nie. Want ek wil met julle vanmôre praat oor 'n gedeelte wat ons later in by die groot kerk, die groot mense gaan doen. En dis 'n stuk wat kom uit Hebreërs 4 vers 12. En daar lees ons dat die Here vir ons sê dat die woord van die Here is soos 'n skerp tweesnydende swaard. En die Here onderskei met die swaard tussen ons gees en ons gedagtes. Nou, ek het probeer om 'n swaard in die hande te kry, maar ek kon nêrens een kry. Ek het vir Tannie Susan gevra of sy nog een van haar swaarde het wat sy met die wapenrusting so rukkie terug toe sy met julle die wapenrusting gedoen. Toe sê ja, sy het een, maar nou sy's nou nie vanmôre hierso nie. So nou het ek regtig 'n rekwisiete probleem. Want ek kan nie vir julle 'n swaard net so lank groot swaard uithaal. Maar ons was so 'n paar jaar gelede was ons daar in Engeland. En ons eintlik nie, dit was eintlik in België gewees. Dit was in Gent. Dis ons in hierdie ou kasteel wat kom hier uit die 11-1200 uit. Dis baie lank terug, baie lank terug. Dis ouer as selfs O'Neill's met sy lang wit baard. Nee, dis baie oud. En daai kasteel het hulle ou wapentuig gehad waarmee hulle beklei het. Swaarde, spiese en kruis, hierdie crossbows wat julle ken hulle mos. En daar in daai een glaskas, nee, was daar 'n swaard, nee, ek jokkie vir julle nie, ek het hom vir Tannie Annie vra, maar hy was amper so lank soos ek gewees. Hulle het genoem 'n long sword. En hy het net so lank handvatsel agter gehad, want jy kon nie anders, die swaard is so swaar, nee, jy kan hom nie anders as met 2 hande kan optel nie. Kan jy dink hoe groot en sterk moes daai man gewees het om te gaan oorlog maak met so swaard? En jy moet die hele tyd met jy kap en slaan met daai swaard. Ek dink jy gaan dan so stokvlou wees van daai swaard jy gaan, en dan dra hulle nog hierdie groot klere van hulle. Maar die Here wil vir ons kom sê dat sy woord, die Bybel, is soos 'n tweesnydende swaard. Nou, 'n tweesnydende swaard, jy kry 'n swaard waarvan die lem net aan die een kant skerp is. So jy kan net by die een kant kan jy eintlik maar beklei. Maar kry jy 'n swaard wat 2 snykante het. Hy het aan die bokant is hy skerp en aan die onderkant. So jy kan aan albei kante kan jy sien. En ek weet nie of julle weet hoe kyk 'n mens of as 'n mens selfs 'n mes het, of daai mes skerp is. Weet julle hoe om te kyk? Jy kan nie jou vinger vat en so vat en dan gaan jy jou sny, dan is hy skerp nie. Maar as 'n mes regtig skerp is, dan vat jy 'n stukkie papier. En as die mes skerp is, dan sal hy so deur daai papier sny. As hy nie skerp is nie, dan gaan hy nie sny. Gaan hy papier buig. En hier is vir ons die Bybel is soos 'n skerp, tweesydende swaard wat onderskeid maak. En dis die mooi ding. Hy sny nie ons vel nie. Hy maak ons nie dood nie. Hy sê hierdie swaard skei tussen die siel en die gees en die gewrigte en murg. Die siel en die gees. Met ander woorde, die Here onderskei tussen die regte en die verkeerde. Of ons reg doen of verkeerd doen. En die woord, die Bybel, is vir ons daardie skeiding om vir ons te sê of ons reg of verkeerd doen. Nou wil ek 'n tweede beeld daarby gebruik. As ek vanmôre 'n spieël hierso ophou en jy kyk na jouself, wie gaan jy daarin sien? Jouself, nee. Jy gaan al jou sproete, en as jou hare nie gekam is nie en jou hare staan so, dan gaan jou hare so staan, en as daar iets anders is, dan gaan jy sien dit alles daar. Maar sê die Bybel is ook soos 'n spieël. Want die Here, ons kan onsself raak sien in die spieël, en ons kan sien wat die buitekant is.
Maar aan die ander kant sien God dieper as die buitekant. God sien nie net wat buite is, hy sien wat binne ons harte is. So, die spieël sal net die buitekant wys, maar nie die binnekant. Jy kan nie sien hoe mense lyk binne, jy kan nie sien of hy goed of kwaad as jy in die spieël kyk. Maar die Here sien, en hy sien of ons goed of kwaad is, en hy kyk dieper as dit. Maar dan is daar 'n derde ding, en ons het hier agter het ons nou 2 sulke mooi stoele, dis nou nie heeltemal trone nie, nê. Julle weet hoe lyk 'n koning se troon, nê, is mooi groot en goud en uitgesny en alles, nê. Die Here sê ook vir ons, hy het 'n genade troon. Later in die gedeelte wat ons 'n bietjie verder lees, dan praat hy van 'n genade troon. En dan sê hy, ons kan na die Here toe gaan, want hy is ons middelaar. En ons kan na hom toe gaan, en hy sit op die genade troon. En wat is genade? Weet julle wat genade is? Kom ek verduidelik dit so. As jou pa en jou ma hard werk in 'n maand, dan kry hulle aan die einde van die maand geld. Want hulle het dit, was dit genade? Nee, hulle het dit verdien, hulle het hard gewerk. As ma en pa nou vir julle 'n geskenk koop vir Kersfees of vir julle verjaarsdag, is dit omdat julle dit verdien het? Nee, dis genade, nee. Dat julle kry iets sonder dat julle daarvoor gewerk het. En die Here kon sê vir ons, sy genade troon, kry ons genade, dit wat hy vir ons gee, en wat gee hy vir ons? Hy gee vir ons die ewige lewe, as ons Jesus in ons lewe innooi. En hy sê, ons kan na sy genade troon toe gaan, en ons kan by hom genade kry. En daai genade is vir almal, daar's nie mense uitgesluit nie, dis vir almal, en dis ook vir al ons sondes, wil hy vir ons daai genade gee. Goed, so ons praat vandag oor 'n swaard, 'n spieël en 'n troon. Die swaard is waar Jesus binne in ons harte, en kyk, die spieël ook sê vir ons ook, daar ons nie die buitekant sien God die binnekant raak, en die genade troon beteken ons ontvang God se genade, sy liefde, en die vryspraak van ons sondes, en ons kan net by die Here kom staan. En ek wil julle net dit so in julle oor vaskloop by my. Kloop in julle, dis sommer mooi Afrikaanse woorde, en sommer nog Christelike woorde ook.